seën weer die jaar sy. Prys die Here. Kom ons maak net 'n bietjie die naam van die Here groot daar waar jy staan. Halleluja. 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 Ons groot ons prys die Here. Ek wil ons met 'n profetiese aksie doen. Draai net gou na die ou wat langs jou staan en sê hom die Here is meer as genoeg. Sê daar asseblief iemand, Jesus is meer as genoeg. Jesus is meer as genoeg. Jesus is meer as genoeg. Halleluja. Prys die Here, halleluja. Amen. Ek wil net hier vloeien. As jy troos ek wil op, halleluja. Die Here is meer as genoeg. Hy is die volheid van Christus is in orde in die vergadering. Halleluja. Kom ons maak die naam van die Here groot. Die woord van die Here sê ons vir ons, hy is vervaardig so pragtig, hy sê daar waar die bloed van kalvers en bokke en die as van verse nie kon doen nie. Dan sê hy, was dit beperk geweest, maar hoeveel te meer het die bloed van Jesus Christus gekom om ons nie hierdie wonderwerk te doen. En ek wil vir julle elkeen vanmorgen sê, baie welkom in die huis van die Here. Dit is 'n besonderse voorreg hier ons 85ste verjaarsdag om by mekaar te wees. En die Bybel sê juis, wanneer jy by mekaar kom, hy sê dan moet julle dit dikwels doen. Dit is die nagmaaldiens vanmorgen. Dis ook ons vanmorgen wil wees, want dis die plek waar ons in eenheid kom. Dis hier waar ons die Gees van die Here kan ervaar, want hoekom? Dis deur die bloed van Jesus Christus en deur die liggaam van Christus wat ons vanmorgen die oorwinning ervaar. Ek wil vir elkeen vir sê baie welkom in hierdie konferensie. Dis 'n besonderse voorreg. Ek is trots op ons kerk, want dit is 85 jaar van oorwinning op oorwinning. Dis 85 jaar. Ons krag op krag. Dis 85 jaar. Ons wonderwerk op wonderwerk. Halleluja. Prys die Here. Ek wil vra dat die hofmeesters ons sal uitkom, terwyl ons met Broer Frikkie gaan vra om ons hierdie dienste open en ook vir ons te bid oor die offergawe wat geneem gaan word. Amen. Here, wat 'n voorreg en wat 'n eer is dit vanmorgen U naam groot te kan maak, U naam bo elke naam. As 'n woordjie wat sê dit is genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Here, was dit nie vir daardie liefde van U nie, Here, wat sou van ons as mens ooit geword het, en daarom erken ons vanmorgen, Here, ons afhanklikheid van U. Ons erken U vanmorgen as ons koning, as ons verlosser en ons zaligmaker. Dankie, Here, dat ons vanmorgen hierdie geleentheid het om 'n lofoffer te kan bring tot eer van U naam, Here. Dankie dat ons vanmorgen 'n naam ken, die naam van Jesus, groter as enige ander naam. In die naam is daar krag, in die naam is daar oorwinning. En Here, ons vat dit vanmorgen in die wonderlike naam. Dankie vanmorgen. Ons bly daarin deeglik onder die kosbare bloed. En Here, as hy 'n vyand nou plan het, dan krap ons sy planne deur mekaar in die naam van Jesus. Al die lof en eer kom U toe. Dankie vanmorgen, Here, vir hulle wat gaan gee. Ek wil vanmorgen bid, seën elkeen, Here. Here, dat hierdie saad vrug sal dra. Is my gebed in Jesus naam. Amen.
dat ons weer die liggaam van Jesus kan geniet. Nou, ons het vroeër in die jaar, toen was ons in Australië, en Paul het vir ons die mooiste liedjie geleer, wat hulle nou al gister alreeds vir u gesing het, maar geniet het en sing saam met ons, dat Golgotha se liefde was genoeg vir my. Golgotha se liefde was genoeg vir my. Golgotha se liefde was genoeg vir my. Golgotha se liefde was genoeg vir my.
1, 2, 1, 2. Praise die Here, dankie. Terwyl ons lied so sing, I feel Jesus in this place. Wil ek ons net vir met bewus raak van die Heilige Gees. Here is hier, daar waar jy sit. En Vader, ek wil die Gees van Here in hierdie plek begin en beweeg. Daar kan bewus van die Heilige Gees, vergeet die pastoor wat my hier voor is, vergeet jou wat aan jou is. Die Here is hier in hierdie oomblik. As daar iemand is wat vanmôre siek is, sal ek net nou jou hand opsteek. Because I can feel Jesus is in this place. Steek nou jou hand van jou oomblik in die lig. En julle wat daar in die banke is, ek wil 'n manifestasie nou doen. Die Bybel, die woord van die Here sê, wanneer ons by mekaar kom, want ons by siekes bid, maar hy sê ook, op siekes sal ons die hande lê en hulle sal gesond word. En nou sien jy iemand wat daar aan so sit en ek wil hê jy sit gou jou hand op daai persoon. Want ons is vanmôre hier in die nagmaaldiens, ons is hier waar die Here se Gees met mense wil ontmoet, ons is hier waar die Gees van die Here mense wil aanraak. As die pastoor my kan help, as daar iemand is wat hier dan as hy beweeg my vinnig, ons gaan open. Want ek glo dat goddelike genesing gaan deurbreek vanmôre in hierdie plek. Die Here is hier om mense aan te raak, die Here is hier om mense te genees. Kerk van die Here, waar is die geloof vanmôre? In 85 jaar het ons gesien dat God doen wonderwerke. Die Here is vanmôre hier om aan te raak, die Here is vanmôre hier om te genees, die Here is vanmôre hier om die siekes gesond te maak. En terwyl jy die hande op en dan bid jy vir die broer, waar die suster wat naast jou is. Dan vra jy die Here vir genesing in hierdie oomblik. Want die Here genees vanmôre. Die Here genees vanmôre. Dis hy wat genees. Want Jesus is eers vanmôre. Ons het vanmôre 'n goddelike voorreg om na die tafel van die Here te kan kom. Ek is 100% van mening dat hierdie tafel en hierdie prys is genoeg. Ek is 100% van oortuiging dat as man en vrou hierdie tafel saam gebruik, daar herstel in die huwelik kan plaasvind. Ek weet verseker dat met die gebruik van hierdie tafel kan daar vanmôre siekes gesond gemaak word. Is 100% seker vir die prys wat op hierdie tafel lê. Kan 'n sondaar vanmôre hierdie tafel gebruik en hy kan gered word. Weens die krag wat nie in die tafel is nie, maar die prys wat betaal is. Ek gaan vra dat my direkteure asseblief hulle plekke sal inneem en ons gaan dan gereed maak om u as volk vanmôre te bedien. Die manifestasie agter dit is vanmôre verseker dit dat ons wil vanmôre diensbaar wees. Ons is diensknegte, daarom wil ons u dien, maar ons wil u met Jesus dien. Sê amen. Ek vra dan ook dat die broers wat die broodjie gaan breek, daar voor julle is 'n mooi wet wipe, as jy hom asseblief van jou hande net sal skoonmaak, dat die volk ten minste kan sien, prys die Here se wonderlike naam. Amen. Prys die Here. Halleluja. Die apostel Paulus skryf hierdie woorde. Dis die betekenis van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek. Vader, nou kom ons na U toe, net om te dank. Net om dankie te sê vir Jesus. Dankie vir die prys. Ons wil ons dank aan U uitspreek en ons eer U daarvoor. Vader, dankie nogmaals vir Jesus. Amen. Ek het baie keer die gewoonte gehoor dat mense dit die seën op die tafel af. Hoe kan jy die seën afbid op iets wat die grootste seën is?
Jesus het net gedank. Dankie dat hy ons vanmôre gaan gesond maak. Dankie dat hy ons vanmôre gaan herstel. Dankie dat hy ons geestelik gesond gaan maak. Dankie dat ons vandag die voorreg het by die tafel dat kan wees. En nadat hy gedank het hy dit gebreek en het sê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde. Hierdie is die beker, Nuwe Testament, in my bloed. Doen dit so dikwels as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Ek gaan dan die broers voorvra, die is baie daar om die mensies by die tafel te bedien. Ek weet van harte is, prys die Here se naam. Dis altyd 'n voorreg om saam met die kinders van die Here te vergadering. Vir ons wat uit die Kaap uitkom, was normalies beskryf warm hierso. Maar ons is dankbaar om vanmôre saam met julle. Dankie vir die geleentheid Pastoor Corneille en dat ek ook vanmôre die woord van die Here kan bedien. Nou Pastoor Christo het my vanmôre hier by die bid en so 'n bietjie vooruit gegaan en ek kan vra dat jy as u die Bybel het, maak ons op dieselfde skrif oop as wat hy gelees het, Johannes hoofstuk 13 vanaf vers 1.
toe hy dit lees vanmôre, die eerste maal toe hy begin lees, toe dink ek, Here, hier kom 'n moeilikheid vir my, want ons het nie baie tyd vir die diens opkom nie. Maar God gunstig het God 'n plan gehad. En ons het, ek moet sê, vanmôre 'n goddelike en 'n geseënde voete was diens gehad vir my. Ek sê altyd, dit was 'n opdrag, dit was nie 'n keuse gewees nie. En ek gaan vanmôre so bietjie by u stil staan, en as ek vir u kan 'n tema koppel aan my boodskap vanmôre, sal dit wees: aanvaar jou identiteit. Aanvaar wat God vir jou bepaal, vir jou bestem en vir jou beplan het. Kom ons lees saam met die woord van die Here vanaf vers 1 tot en met vers 4 van Johannes 13. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy nie die wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld lief gehad het, hulle lief gehad tot die einde toe. En gedurende die maaltyd het die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hand gegee en dat hy van God uitgaan en na God heen gaan, het die volgende vers: van die maaltyd opgestaan, sy bootklere uitgetrek, 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Tot sover. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg om net vanmôre te kan stil raak en te kan sê dankie dat die onfeilbare woord vandag nog die vermoë het, Here, om ons te rig, om ons gesond te maak, om ons te sterk, Vader, om ons die oorwinnings te gee en te lei na die oorwinnings wat U vir ons daar bepaal het. Seën U woord, seën U gehoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil begin met 'n verhaaltjie uit my eie lewe uit baie jare terug. My jongste dogter was 'n klein babietjie gewees. En op daardie stadium was ek en my vrou ingeskryf by 'n Pinksterkerk in hulle teologiese seminarie. En ons was al in ons 2de jaar gewees van opleiding. En hulle het ons baie mooi goed geleer. Ons het geleer om ons Bybel te ken, en ons het geleer al woordprediking, en ons het al hierdie wonderlike teologiese ondervinding opgedoen. En hulle het jou geleer hoe om 'n verlore siel te hanteer, en hoe jy iemand na die Here toe lei. Al die regte goed op die regte plek. Maar in daardie tyd sit ons in die gemeente waar ons sit, kyk, gemeente was nie baie groot nie. En die Here gee ons genade en geestelik in die geesteswêreld styg ons uit. En terwyl dit gebeur, toe staan 'n man in die gemeente wat fouteer. En ek wil vir u sê, tot my eie beskaming vandag, het ek daardie man veroordeel. En ek het vir my vrou gesê, ek kan nie glo dat 'n man wat sê hy's 'n godsman sulke goed doen nie. Sy vrou was 'n baie goeie vriendin van ons. En ek gefouteer op 'n plek en in 'n tyd wat nie vir iemand verwas was nie. Die hartseer van hierdie verhaal was dit: die feit dat ek hom geoordeel het veroorsaak dat ek 7 jaar 'n woestynpad gestap het. 7 jaar waarin ek totaal en al teruggeval het. En alles wat daai man gedoen het ek gaan doen. Ek het gaan drink, vanuit 'n teologiese skool uit.
Ek het gaan rook, baie aande nie eens huis toe gekom nie. Miskien skok ek jou vanmôre met my nie oordeel daarop nie, gee my 'n kans. Weet jy dat dit is nooit God se plan vir sy kinders om mekaar te vernietig nie. Weet jy dat dit is nie God se plan vir sy diensknegte en sy diensmaagde om ooit 'n oordeel oor iemand anders te vel nie. Ek het verlang 'n geestelike droogte belewe. En een Sondagmôre, vroeg in die môre, toe daar 'n klop aan my hartsteure. Na die môre staan ek op en ek sê vir my vrou, wil jy saam gaan? Sy sê, waarheen? Ek sê, ons gaan kerk toe. Ek moet so 'n bietjie humor hier inbring. Dit was die vinnigste wat my vrou in haar lewe klaar gemaak het. Dit was hele huweliksdien. Nie voor dit nie en ook nie na dit nie, maar jy sien. Intussen was daar 'n familie wat gebid het. Intussen was daar 'n vrou wat gebid het. Pastoor Naldo Ferreira, my ou sussie het my om bid. En ek sit in die sondigste en die ellendigste toestand van my lewe en ek gee 'n woord, 'n profesierede aan my ou sussie en hy sê vir haar, hulle wat jy met die meeste bekommerd is, gaan binnekort 'n draai na God maak. Daai binnekort het so 'n bietjie langer as 'n jaar gegaan. Maar God se tydsberekening was perfek. Na die Sondagmôre en ek vir my vrou dit sê, spring ons in die kar, intussen het ek gehoor, hier's 'n lede in Christus kerk en ek in vroeër jaar was ek baie bang vir die kerk. My eerste ervaring was by oom Sluiter in Welkom. Ek het uitgestap daai aand en ek sê vir my vrou, nooit weer sal jy meer in hierdie kerk sien nie. Werk op die myn, gaan nie goed nie. Kry maar op Johanna. Nog keer daar sit hy soos ons op Kengsedig. En hy kry my die middag op die skag, hy sê vir my, ek het net in die week vir jou pa gevra, waar is jy? My pa het sy eie idee van my gehad, en hy het die reg gehad, so dit ding van my. En ek sê, hy sê vir my, jy moet 'n bietjie saam met ons kerk toe kom. Ek sê, nee, ek moet nie kerk. Hy gaan sê, nee, ek sê, ek sal na 'n ander kerk vandag. En ek vra vir hom, nou wat 'n kerk is jy nou? Hy sê, nee, in Christus. Dis soos 'n beker yswater wat deur my gesig word. Maar daar die Sondagmôre, toe sê God, dis nou die oomblik. En ek en my vrou klim in die kar en ons ry Western Area in. Toe so my sirkel gaan, toe besluit ek gaan nie na my ou kerk gaan nie. Ek het gehoor, Johan het my gesê, dat sien die Engelse laerskool af nie. En ek stap my môre in die kerk en die eerste ding wat ek na kyk is die pastoor. Ek wil sien hoe groot is hy. En ek wil sien as hy my moet in 'n kopklep kry, wat gaan gebeur. Ek sê vir my vrou, ons sit heel agter in die kerk. Gee my kans, ons gaan nou by die krag van God se woord kom. En ek staan hier agter in die kerk en hulle begin speel en ek kyk hierdie pastoor, gelukkig te sien ek nie, hy van die basgitaar. Ons loop Pieter King en Suster Hannetjie was die dienaars daar. En hy vat die basgitaar en hy begin speel. Ek sê, wel Here, ek is veilig. Ek is veilig. Hulle het lekker gesing. Hulle begin koordans. Terwyl dat hulle koordans, toe voel ek wat ek nou die grootheid van God. As 'n sondaar, toe begin ek besef, ek is vanmôre op 'n plek waar daar iemand groter is as die mens wat daar is. En ewe skielik is daar net iets so gilletjie gehad, weet jy, glo sy seker nog. En ek hoor hy sy vrou hier voor sy gees so skree. En toe sy daai skree gee, toe besef ek, dis moeilik.
ek wil wegkom. Die volgende oomblik is dit asof God my vasgryp. Daardie môre sal nooit daai woorde vergeet. Toe die diensmaagd van God in daai gang afstap. En sy sê, hier kom 'n woestynpad. Maar die Here sê, as jy my sal vertrou, en jy my die nagtelike ure gaan soek, gaan ek jou herstel, beter dan wat jy was. Weet jy waarvoor was ek die meeste dankbaar tot vandag? Nie vir die preek wat daar uitgegaan het nie. Nie vir die feit dat die pastoor my nie in 'n kopkind gekry het nie. Vir 'n diensmaagd van God, wat in 'n oomblik gehoorsaam was aan die stem van die Here. Vir 'n oomblik net stil gestaan het en gesê, Here, ek sit my eie self 'n bietjie terug. Ek sit my eie disposisie, my eie tekortkominge, sit ek op die agtergrond, want ek is vandag onder die gesag van God. Ek wil vanmôre met die kerk van die Here praat. En ek wil vanmôre vir u sê, dat die ware krag van God lê in diensbaarheid. Die grootste glorieryke oorwinnings wat jy in jou lewe wil geniet, lê in diensbaarheid. Ons het vanmôre, terwyl ons hier was, as pastoor Christus ons bedien, toe gewaar het in 'n oomblik dat God het vandag 'n plan vir sy kinders. En ek wil vanmôre sê, ek praat nie vandag net met ons pastore nie, want dis nie die enigste diensknegte in hierdie kerk nie. Ek praat vanmôre met elke individu wat in hierdie gebou sit. As u vanmôre 'n bloedgewaste, wedergebore kind van God is jy 'n diensknegt van die Here. As jy die krag van God in jou lewe wil begin ervaar, dan moet jy vanmôre besef, jy sal moet begin om 'n diensknegt te word. En 'n diensknegt is nie altyd die mooi en die glorieryke dinge van die lewe nie. Dis baie keer die feit om jou boorkleed uit te trek, om afstand te doen van jou aansien. Afstand te doen van jou vermoëns en ag te gee op wat die wil van God is. Johannes 13 vers 3 sê die woord van die Here. En omdat Jesus gewis het dat die Vader alles in sy hand gegee en dat hy van God uitgaan en na God heen gaan. Volgende vers sê hy sy boorkleed uitgetrek. Weet jy dat die seun van God met sy posisie verruil vir 'n handdoek? Vir 'n handdoek. Maar jy sien, die was iets agter dit. Want die woord sê, hy was bewus daarvan dat God, die Vader, alles, hoor wat ek sê, alles in sy hand gegee. Die heelal, die mensdom, tot hulle wat hom vervolg het, was in sy hande, in daardie oomblikke, tot hulle wat hom gekruisig het, hulle was daar, hulle was in sy hande, die heelal was in sy hande, die hele wêreld was in sy hande, want sy Vader het alles aan hom oorgegee. Johannes 3 vers 35 sê, die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Daar was nie 'n beperking op Jesus daardie môre nie. Hy kon 'n woord gespreek het en alles was in 'n oomblik verby. Hy het nie nodig gehad om deur te gegaan het wat hy deur gegaan het nie. Maar hy kies dit. Hy kies om gekruisig te word. Hy kies om geslaan, gespieg en bespot te word. Hy kies dit dat hulle 'n doringkroon in sy hoof ingeslaan het. Maar tog, kind van God, het hy die vermoë
spel. Weet jy wat was op die spel? U en ek. U en ek was op die spel. Van die duiwel was dit 'n oomblik van oorwinning. Van die kerk van daardie jare was dit 'n oomblik van oorwinning. Maar hy het geweet, daar's meer op die spel. En die woord sê, hy trek sy pootleed uit. Hy verloor sy almag. As jy na Filippense 2 gaan kyk, is daar 'n paar verse wat baie duidelik praat. Hy begin in vers 5 met hierdie woorde, nou eintlik van die Engelse woord. Hy sê, want hierdie gesindheid, die Amplified sê, this attitude. Nou dis iets wat ons almal verstaan. Jy sê dit ons vir jou kinders as dit tydens 'n raakkoustel toe sê jou attitude verander. Ons doen dit. Wat die woord van die Here sê, we gotta have this attitude. Wat 'n attitude? Wat 'n gesindheid moet ons hê? En ek sê hierdie woorde, hy sê want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En sê hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Ek gaan dit herhaal. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Vers 7 sê, hy het homself ontledig en in die gestalte van 'n dienstig aan te neem en aan die mens gelyk te word. Wat sê Johannes? Hy sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Vers 14 aan hoofstuk 1 sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Ek wil nie vanmôre sê, ons dien 'n God vanmôre wat by die beperkings van die graf verbygekyk het. En ek gaan nou vir 'n kort rukkie by stilstaan by 'n paar dinge. Sit vir my vers 8 op asseblief. Hy sê in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja die dood van die kruis. As nie gesê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee voor elke naam, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig. En ek wil vanmôre, wil ek u net gou herinner, die woord sê, 'n diensknegt is nie bo sy Here. 'n diensknegt van God is nie groter as Jesus nie. Weet jy wanneer word 'n diensknegt van God verhoog? As hy gehoorsaam word tot die dood van die kruis. As jy die prys betaal op plekke, en ek wil vir u sê, en al my kollegas sal vir u sê, dan kom tye, wat jy voel, nou ruk die wêreld die plat onder jou voete uit, en jy voel, Here, ek het geen toekoms nie. Ek wil jou vandag sê, staan vas, bly 'n dienstig. Ag, daar's baie kere. Maar my broers wat saam met my sit, ek saam met gediene gemeente is, ek was maar 'n moeilike ou, het my wou opgetrek. In baie gevalle het ek sommer baie vinnig kokkie geraak en kwaai geraak. Maar ek wil vir u sê, die belangrikste van dit was, ons het altyd mekaar gegryp daarna en bely. En as ons bely het ons weer hande gevat. Jy sien, ons is net mens. Ons is net mens geworden. En God het nie stil gestaan en gode seuns en gode dokters geroep nie. Hy het vissermanne geroep, hy het tollenaars geroep, hy het 'n dokter gaan uithaal, hy het 'n paar ouens hy het 'n paar ouens by kom stil staan, en hy het gesê, ek kom julle gou gebruik, en hierdie manne is die manne wat hy toegerus het, en uit hulle uit word ons, was ons toegerus, en vanmôre wil ek vir u sê, u en my getuienis, laat dit nog nie buig. U en my getuienis as kind van God, laat dit nog tonge bely. Kan ons vanmôre as individu sê, Here, ek is 'n ware diensknegt van die Here. Kan ek vanmôre as mens sê, Here, ek is goed. Ek wil vandag nog sê, ek gaan dit baie ongewoon wees vir wat ek nou sê, maar God bless you.
Dis tyd dat die kinders van God, soos die Jesus van ouds, weer hulle openbaring sal kry in die middel van die nag, as dit maar is. Ek gaan dit sê met die grootste respek. Ons gaan dit nie in boeke kry nie. Ons het net gepraat van die progressiewe openbarings. Ek wil vanmôre vir elke kind van die Here hier sê, as jy vandag hier sit en jy sê jy het nog nooit openbaring met die Here gekry nie, dis nou die tyd. Diensknegt van God, dis nou die tyd. As jy dan vanmôre sit en jy sê, maar ek weet nie waarvan hierdie man praat nie, ek glo nie, is by 'n gemeente ingeskakel, en die wonderlike diensknegt wat u bedien, gaan vra, hoe kom ek by die openbarings van die Here uit? Ek kan nie vanmôre anders as om net vir julle oomblik te sê, diensknegte van God, diensmaagde van God, weet jy dat diensbaarheid begin nie binne die kerk nie? Hoor gou wat ek sê. Jare terug toe trou ek 'n jong paartjie. Hulle gaan op honeymoon. 3 weke daarna kom hulle terug en hoor ek hulle skei. En ek klim in my kar en ek ry daar toe. En ek sê vir hulle, wat maak jy? Daai jong man sê vir hierdie woorde, hy sê, pastoor, ek het op hierdie honeymoon besef, hierdie vrou staan in die pad van my bediening. Sal God ons help. Ek het daai dag vir my lewensles geleer, ek het vir hom gesê, luister baie mooi. Hoor dit diensknegte van God. Die bediening word nie gebore op 'n kansel nie. Die bediening word gebore in jou binnekamer saam met jou vrou, saam met jou kinders. En dis waar God begin werk. Dis waar die Here begin doen. My vrou het 'n moeilike man, want sy sal teken vir my sommer, as sy sê net vir jy sommer net my skik met my man. Halleluja. Sy sê mense, ek sê mense, ek kan besluit raak. Maar ek wil jou iets sê. En altijd as ons sak en ons bid, dan weet ons wie is ons God. Dan weet ons waar dit gaan. Jesus sy eerste wonderwerk. Hy verander die water in wyn. Wie het na hom toe gekom en hom gesê is nie meer wyn nie? Sy ma. Hy sê vir sy ma, vrou, wat het jy met my te doen? My tyd het nog nie gekom nie. Sy redeneer nie met hom, want sy het geweet, sy het hom reg opgevoed. Sy het geweet, hy gaan na haar luister. Want sy het geweet, hy het respek vir sy ma gehad. Hy het respek vir sy huisgenote gehad. Sy draai om, sy sê vir hulle, die woorde baie tyd ek kan gaan lees in Johannes 2. Sy moeder sê vir sy dienaars, en sê vir hulle, net wat hy julle vra, dit moet julle doen. Sy het nie getwyfel nie. Sy het nie getwyfel nie, diensknegt van God. Dis tyd om jou huis te herstel. Diensknegt van God, as jy by die ware krag van God wil uitkom, dis tyd om jou huis te herstel. Dienstmaagd van God, dis tyd om reg te trek wat verkeerd gegroei het. Luister baie mooi. Ek is nie vanmôre hier om te preek oor die manne en hulle grootheid en die vroue met hulle onderdanigheid nie. Ek is vanmôre hier om te sê, as jy die krag van God in die lewe wil openbaar, begin by jou huis. Daar is nie ander plek nie. Die volgende ding wat ek vinnig oor wil praat is Jairus se dogtertjie. Jesus is op 'n veldtog. Hy's busy met die sy. Groot dinge gebeur om hom waar hy gaan. En hier kom mense wat te hardloop. Die woord van die Here sê dit oorste. En hy het gehoor van hierdie Jesus wat mense gesond maak. Hy sê my dogtertjie lê op sterwe. Hy sê asseblief kom bid Vader. Asseblief, ek wil vir u iets sê. Ek het nog nooit 'n kind aan die dood afgesaai nie. Maar ek kan net dink hoe dit moet wees as jy sien die lewe begin en ek kan jy uitredeneer. Myself en pastoor Christus is dit soos het by so 'n geval verstaan as ek dat ek weet hoe kan onthou. Toe ons langs ouers staan en hulle moes 'n besluit neem oor 6 jarige kindjie se monitors en se masjiene afgesit. Toe sê hy hy staan met pa voor Jesus. Hy sê, my kind,
Maar hoor mooi, Jesus het nie een keer getwyfel nie. As jy skrif van lees, kom jy agter hy dadelik begin aanstaltes neem. Dat hy is huis. Uit 'n groot, magtige veldtog besluit ek stap weg. Ek gaan nou na 'n land se huis toe. Daar's 'n kind wat God nodig het. Ek wil vanmôre tog net iets sê. Geleid deur die Gees van die Here. Dis nie altyd die groot, vol kerke waar God werk. Hoor mooi. Ek en my vrou sit in bed al gemeente. Die môre sonder ek af. Ons moet net voel ek kan dans in my plek. En ek kom in die kerk en ek so 'n groot preekstoel gehad en daai môre sit ek, dis iets altyd ek is maand by kleiner beskou. Dan kyk ek so agter die preekstoel weg, hou ek weer so dop die kom met die Here. En daai môre kom niemand kerk toe. My vrou, my 2 kinders, myself en 5 ander mense daar gaan môre by die kerk. En nou het ek gehoor hulle sê onder die ou manne, as daar so min mense is, ons gaan bid hier gaan ons huis toe. Maar ek het 'n woord. Nou sit ek agter hierdie groot preekstoel, nou skyn ek tot op my laaste minuut. Ek kyk weg. Ek sê, Here, ek wil nie nou, ek weet nie wat ek môre maak nie. En ek staan op by die gedagte. Ag, ons gaan gou bid hier oor ons huis, ons is terug by die huis vanmôre. En toe ek so opstaan, toe sê die Here vir my, wie het vir jou daai woord gegee? Het jy hom uitgedink? Of het ek hom vir jou gegee? En ek begin dit dien daaroggend. Hier aan my linkerkant sit 'n man, ek sien hier twee keer ons kerk besoek van 'n Pier. 'n groot man. So bosmaat. Jy kan nie die emosie op sy gesig sien nie. Terwyl dat hy sit, nou sit hy net met sy hande so gevou en hy kyk net, hy staan net so goed. Nou dog ek, Here, ek moet nie hierdie man gaan my vanmôre hier by die deur in die hande kry. Want daar's geen emosie op sy gesig. En so staan ek sistematies, beweeg ek so in sy rigting. En toe voor hy man gaan staan, toe loop daar 3 spore trane, so oor sy wange. Dit loop nie deur sy baard al, sy klere. Kan ek jou vertel, dienstig van God, moenie die skares gaan opsoek nie. Dis lekker om vir 'n groot groep mense te bedien. Maar ek wil jy iets vertel. Daar's 'n individu daar buite wat verborge die diensknegt en die diensmaagd van God nodig het. Hou op strewe na die grootheid van die bediening. Hou op strewe na die aansien in die bediening en begin te funksioneer as 'n diensknegt. Want Jesus was die voorbeeld. Hy het gesê, ek het al die mag, ek het al die gesag, maar ek gaan julle wys hoe dit werklik werk. En dan het jy al is die grootste salwing dra. Hoor vanmôre, diensknegt van God, as jy jou nie gaan buig en jy gaan hulle begin bedien, gaan God jou uitermate seën en krag en heerlikheid. Terwyl dat Jesus op pad is, na jou Enos toe kom daar 'n man aan gaan, toe myself meester is nie meer nodig, die kind is dood. Wat my bring by die volgende punt. En ek het dit reeds genoem nou, maar terwyl dat jy wandel op hierdie lewenspad, het ek 'n geheim ontdek in hierdie gedeelte. Hierdie diensknegt van God, hierdie Jesus wat ons aanbid. En ek ook met toe van sy 6 toe te sê, moenie waarom, moenie bekommer wees, glo dit. Want jy sien, hy het onmiddellik geweet. Hy is in die vermoë. Hy het onmiddellik geweet. Hy het nie nodig om te twyfel nie. As jy net vandag wil weet, dan sê jy vir iemand wat soets sê, jy sê dit arrogant, my man. Hulle sê die kind is dood en jy moet so moet weet, dit is dood in ons hart. As vandag, kom ek wat vir die sê, as die Here vandag net moet bestem, dat iemand hier moet inhard met 'n dooie kind, en skree, my kind, my kind, my kind, ek gaan u waarborg, baie gaan staan en kyk wat gaan gebeur.
Baie van ons gaan dalk tweede maal dink en 'n derde maal dink, sy slaap dood, vat haar af op toe. Die dienstig van God sê nee. Die ware dienstig van God sê, ons gaan dit tot die einde toe vat. Ons gaan dit vat, ons gaan dit druk, ons gaan dit pas. En weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur? Hulle kom daar by Jairus se huis af, Jesus stap in, die mense huil al. Ek glo die liggaam was al klaar toegemaak. Die familie het begin afskeid neem. Hy sê, julle moet nie waar sy slaap nie. En die roubeklaars in Jairus se huis begin te lag. What a joke. Weet jy wat nou ook? Is wanneer hulle 'n man en 'n vrou van God onderskat. En ek het hierdie jare al gesien. Jy het nie nodig om fancy te dress en salting te doen nie. Ek wil vir jou sê, ek het gesien, toe ek eendag in 'n man se huis instap, en hy sê vir my, heeltemal uit 'n ander kerk genoot, hy sê, pastoor, julle sak en afwas. Ek sê, ja. Hy sê, ek het 'n plek hier. Toe stap ek in, toe die chakaankaste daar in 'n braaikamer vir hom ingepak, en daar lê 'n sak gegooi met Pieter, met sulke stukke charcoal tussen. Ek wil ons sit die as. Ons maak dit mooi, ons maak dit lekker, saggies net. Daai het nie idee wat dit is nie. Ons eerste sakke as bid hier wat hy bykom, weet jy hoe kom hy by die kerk aan? Met 'n overall broek en 'n kleed. Kaal voete. Hy is nogal verband in hierdie kerk. Kaal voete. Met 'n sak onder sy arm so ver soos hy loop. Ons sit in die sy, jy gaan deel maak. Mos op die mat. En toe hy sy sak daar uitrol, toe sien ek hierdie ou dit op en wat hier uit. En die stukke charcoal weer in sy mond. Wat bloed sê, hy was 'n man van God, wat ek in my jare nie gesien. Rou, maar opreg. Ek wil vanmorgen vir elke kind van God wat in die kerk sê, Pastoor William Parker, hoor wat die Here jou vanmorgen sê. The Lord says, I'm going to give you a direction that will look very, very big. It will look poor. Dit sal pynsinnig wees. Maar die Here sê, as my diensknegt vertrou my en stap in. Stap in, sê die Here. God sê vir jou, daar's 'n deurbraak aan die ander kant. Daar's 'n deurbraak in God se naam. Dienstmaagde van God, dis die tyd wat God ons kerk roep en sê, dat hulle weer opstaan, dat hulle weer opgerig word. Ek dank God vir 'n plekkie soos Western Area. Ek dank God vir 'n ou Engelse skoolsaaltjie, en waar iemand bereidwillig was om te sê, ek gaan nie wegdraai nie. Weet jy, toe Jesus instap in Jairus se huis, en hulle lag vir hom, toe sê hy, sal jy asseblief almal hier uitgaan, want jy sien, ek kan nie onder julle situasies, en onder julle vermoëns hierdie kind gesond maak nie. Die woord sê, hy stuur hulle almal weg. Soms moet ons net wegkom by die skare, en uitkom by die wil van God, en by die kraag van God se kinders. Dank aan die Here! Skoor my, die oukie klaar met dit so. Daar sê, ek wil nie verder gaan nie, maar ek wil nie dit sê. Jesus se woorde was aan hierdie mense, waarom gaan julle so verkeer? Hy sê, waarom? Hy sê, wat is julle besig om te doen? Hy sê, kortom sê hy vir julle klein gelowiges. Weet jy waarvoor sien die diensknegte van God nie meer saakans nie? O, die onbekende. Die onbekende. 2 jaar terug te kry ek 'n droom. Pastoor Jacques Fourie vertel vir my in die droom.
Die Here gaan jou nuwe vrou sal geseën wees. Heerlik is kwaad. Semiet, ek sê daar's nie manier nie. Paar maande later, toe land my vrou in die hospitaal. En ewe skielik toe kom daai beklemming, daai benoudheid. Nou wat ek sê, Here, U het 'n belofte gemaak. U het 'n belofte gemaak. Die lang storie kort, die Here dra my vrou deur in krag. In die begin van hierdie jaar, een môre toe staan ek op en die Here praat met my. En ek besef, ons tyd in die Kaap raak my. Ons kom in Nieu-Seeland en ek kry 'n woord deur Pastoor Marius en sê die Kaap sal nie altyd jou tuiste wees nie. Jy stik swaar. Jy sê vir ons op die Here gaan hoor. En ek gaan hoor by die Here. Eers verhoor nie. Hy moes my tweede maal bel. Ek gaan hoor by die Here. En die Here sê ons dit. Nou lang storie kort, die bokse is geplak, ons is op pad. Maar ek sien die binnekant, die boks. Het jy op my plek gestaan met jy net vir Here, môre is dit musiek. Môre is dit onduidelik. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Trek van God, trek jou boek uit. Begin dien. Begin dien. As jy kragteloos voel, trek jou bootleer uit en begin dien. As jy swak voel, trek jou bootleer uit en begin dien. Maak die saak hoe gering jy is wanneer jy begin nie, maar begin dien. Want hoe meer jy gaan dien, hoe kragtiger gaan jy in die Here word. En hier gaan dit nie vanmôre oor die oud en die jong van die lewe nie. Dit gaan vanmôre. Elkeen wat hier sit vanmôre is 'n dienstig van die Here. Jou aankreer. Die Here sê vir jou, baie pad gestap. Lank in jou lewe sê die Here, maar hoor vanmôre sê die Here vir jou, ek gaan jou 'n deurbraak laat sien, sê die Here. Ek gaan jou 'n oorwinning bewerkstellig en ander om jou sal getuig van wat die Here vir jou gedoen het. Die Here sê, vat dit vanmôre, druk dit in jou sakke, maak jou vol vanmôre. Kerk van God, hier's iets vanmôre wat die Here vir sy kerk sê, en dit is wat ons klaarmaak en net weer begin om te dien. Dien net, dien net, dien net. Ek sluit. Hy sê, die welbekende Matteus 28:19, ons ken hom almal. Maar jy die skrif voor dit gelees en die skrif na dit gelees. Hoor wat sê Jesus, en wat sê hy vir ons almal hierso? Hy sê, Jesus het dadelik gekom in vers 18 van Matteus 28 sê, en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En toe sê, gaan man en maak disippels. Hy versterk hulle om te sê, ek is aan julle kant. Moenie vrees nie. Ek is aan julle kant. Die weghardloop nie. Ek gaan sluit met 'n laaste getuienis. Kom in Louis Trichardt. Nie wat Pastoor Biets Oosthuizen ken. Sy boetie Willie is by my in die gemeente. Willie is reeds huis nou al. Maar hy vertel my eendag hierdie verhaal. Hy sê, hy kom sit in 'n selgroep. En dan kom mense die aand by die selgroep in, en hulle sit met 'n serebraal verlamde kindjie in 'n rolstoel. Hy sê, hy hoor duidelik hoe sê die Here vir hom, vat 'n glas water en gooi dit in die kind se gesig. Hy sê, en hy kyk hierdie storie so. Hy dog nie kan, hy sê die tweede maal sê die Here vir hom, vat 'n glas water en gooi dit in die kind se gesig. Nou hy is eintlik 'n vreeslike vrymoedige man. Hy sê, maar hy sê die Here kan dit nie doen nie. 'n derde keer sê die Here vir hom, gooi 'n glas water in die kind se gesig. En hy weier. 3-4 maande gaan verby. Ewe skielik. Ek kan nie onthou of dit in 'n huis gedoen was en of hulle dit in 'n koerantberig gehad het of wat nie. Ek het my gesê, kan nie nou onthou. Toe stel 'n serebrale verlamde kind volkome gelees na 'n glas water in die gesig. Toe vat hulle daai kind en hulle toe oor ons te wil gaan soek gelees en in een plek stap hulle in
'n ou dame sê die Here vir haar, vat 'n glas water en gooi dit in die kind se gesig. En sy staan op as toe Marius gesê, sy vat die glas water en sy gooi daai kind in die gesig. En 'n oomblik buig die mense na asem, almal sak na asem. Maar God genees daai kind op. Hoor mooi vanmôre. Dis 'n nagmaaldiens. Jesus het ons gehoor al vele kere is genoeg. Luister dienstig van God. Luister diensmaagd van God. Beweeg as God sê beweeg. Trek die baadjie uit en neem die hande op, want dis waarin God se krag in sy kerk geopenbaar kan word. Hoor vandag, ons het hier in die konferensie gesien hoe die Here op elke male werk. As jy wil hê die Here moet daar buite ook werk, dan sê ek vir u, verruil soms maar jou soek, my vriend, vir 'n ou grond. Ek bedoel geestelik hoor. En gaan raak gesond. Gaan openbaar die krag van God daarby. Amen. Die wêreld met 'n renons. As jy vandag uitstap en jy sê vir ouens, jy's 'n pastoor, kyk hulle jou 2 keer aan. As ry eendag op pad Kaap toe by Kosdag, trek hulle ons af en kleer en dame kom so ons kar gestap. Sy sê meneer, enige vuurwapens? Ek sê net nie vuurwapens. Sy sê enige dwelms? Ek sê net nie dwelms my kar. Sy sê enige onwettige sigaret? Ek sê van nee, ek het my kar nie. Ek sê wat? En ek het so swaar van sê van, maar ek sê pastoor, ek doen nie die goed nie. Sy sê ons vang hulle die meeste hierso. Dis eintlik 'n klap in die gesig van die dienstigheid van God. Petrus stap. Sy skadu's val op siekes en hulle word gesond. Weet jy hoekom? Want van sy troon afgeklim en met die dienstig gehaal. Kom ons stil van ons gemaksones, kom ons uit ons gemaksones. En kom ons dien mekaar. Kom ons dien mekaar. Dien jou huis, dien jou familie. En as jy op die pad is en jy kry 'n verandering, verander dit wat doen wat die Here sê. En dienstig van God, jy sal agterkom. Jy sal staan in die krag van die Here se heerlikheid. Mag die Here hierdie woord aan die harte sê.